Goeiemôre en welkom. Sy hartlike goeiemôre, Ros. Lekker. Jong, wat 'n lekker dag vandag, né? Weet jy, dit is amper asof dit 'n spesiale dag is vandag. Is 'n baie spesiale dag. Kyk, is mos nou April Fool's Day soos ons hom ken. So ek dink ek en jy was ook so half tentatief. Groet ons nou nie. Is die span besig om ons dalk bietjie Veral die feit dat ons opgeneem word en dalk gaan iets hier uit die dak uitval of whatever. Gekke dag. Ek trust niemand tot die middel van die dag nie. What did they say? 12 p.m. You can only pull your gekke dag grappies tot 12 uur die middag en dan is dit nie meer snaaks nie. Gepraat van die gekke dag grappies. Het jy al 'n paar grappies gemaak met iemand of is jy al poetse gebak? Nee, luister Pieter, ek is so 'n vervelige mens in die regte lewe. Ek haat te poets. I don't enjoy it. I don't think it's funny. Ek is net baie vervelig. En jy? Nee. Jy lyk vir my soos 'n bietjie van 'n poetsbakker. Ja, ek het al 1 of 2 lekker poetse gebak rondom gekke dag, maar meer daaroor later. Vandag, gepraat van poetsebak, gesels ons met die prokureur Neil Kloete oor hoe ver 'n grap geneem kan word sonder om jou in die moeilikheid te laat beland. Adrian Wildskut deel meer oor sy ongelooflike oorwinning by die New York City Half Marathon. Kobus Galloway vertel ons van sy unieke styl en die storie agter Idees vol vrees. En soos altyd sluit ons af met 'n bietjie musiek. Roan de Toy kom kuier met sy nuutste enkelsnit. Dit sal lekker wees, dankie. Dit sal lekker wees. Dankie. Nou ja, luister, hou jy van pampoen? Pampoen? Pampoen. Ja. So hier en daar. Dit is nou nie die top of my list of favorite vegetables nie, maar I do enjoy it, yes. Ek dink ook maar net soos wat hy tradisioneel gemaak word, is hy maar altyd op sy lekkerste en op sy beste. Hoekom ek vra is, hulle het nou onlangs 'n groot pampoenfees dingetjie gehad en ek was hier in Pretoria ook plaaslik by 'n pampoenfees storieetjie. Luister net gou-gou hier. By die Heidelberg Groot Pampoenfees in die Wes-Kaap het Piet Lots, wat tussen Riversdal en Stilbaai boer, weer met 'n eerste plek weggeloop. Hy het 'n pampoen gekweek wat 1221 kg weeg, 1.2 ton. Dis 'n nuwe Suid-Afrikaanse en suidelike halfrond rekord en hy is nou net so 57 kg van die wêreldrekord af. Hy sê die geheim is baie goeie grond, hou dit eenvoudig, baie aandag en 'n bietjie liefde, of sal ons ook maar sê baie liefde. Na die kompetisie word die pitte van die pampoene geoes en aan klein boere en sopkombuise geskenk. Die fees self het baie klein begin in 2007 met pampoene van so by die 45 kg en nou praat ons van meer as 'n ton se pampoen. Dit wys net hoe dit oor die jare gegroei het. Ja. Nee. En ek kan onthou ek het destyds ook vir die ander program waarby ek betrokke is, 'n storie gaan doen oor een van die pampoen. Jy ook seker. Ek onthou dit, nee, ek onthou jou storie, ja. Hoorie, en dit was nou regtig, want ons het die hele storie gedoen waar die pampoene nog gelê het in die boord of daar op die stukkie grond wat hy nou vertroetel is en die oplaai daarvan en daarna toe gaan. Hy word omtrent gekaddel en warm gehou met 'n kombers. Yes. Ja. Weet jy wat is vir my so interessant oor hierdie groot groente, reuse groente, is hoe lank dit vat eerstens om hulle te kweek, maar hoe groot hulle word. It's amazing. 1.2 ton vir 'n pampoen. Hoe weet jy, dit is nou klaar gegroei? Teen watter stadium is jy soos, okay, hier 1.2 ton, ons gaan hom nou, we're not going to push it to grow any further than this, we're just going to kind of, like, this is where we're going to stop now. En hoe word hulle so groot? I want someone to take me through it. Is it a specific gene of the giant pumpkin seeds? Of is dit maar nou net, jy sit nog kunsmis by, of jy sit, ek weet nie. Jan in die boontjie rank was dalk nie so groot met hom. Ek wil weet jy het altyd lekker idees vir opvolgstories en so wat ons hier moet doen. Maar ek wil regtig dalk hierdie wenner inkry. Ons moet vir Piet Lots kry en sê Piet, kom. Oor 'n video call of wat ook al, net om vir ons stap vir stap deur die proses te vat, because I don't get it. Van wat ek kan onthou, dis ook nou al 'n klompie jare terug wat ek het gedoen het. Was dit net 'n gewone pampoenpit of 'n pampoen, jy weet, soos wat 'n ouma gewone pampoene sal gaan plant en so, maar dit gaan maar net oor bietjie meer water en bietjie meer dit in die grond, bietjie minder dat, so gaan dit aan.
Okay. Maar op hierdie stadium bly ek maar net 'n pampoen wat die boerdery aanbetref. Pampoen. Hier's nog iets wat baie mense dalk gaan verras. Met elektrisiteitspryse wat weer gaan styg, dink baie mense die oplossing is om energiedoeltreffende toestelle te gebruik. Maar kenners sê dat dit nie altyd so eenvoudig is nie en dat families wat oorskakel na die toestelle gereeld nie verbetering in kragverbruik sien nie. Al gebruik die nuwe toestelle minder krag, gebruik mense dit meer dikwels. Enige besparing verdwyn dus eintlik. So dit word die Jevons Paradox genoem of Jevons Paradox genoem. Hoe meer doeltreffend iets raak, hoe meer gebruik ons dit. Daar is selfs gevalle waar mense tot 2/3 van hulle verwagte besparing verloor het, omdat hulle die toestelle net meer gebruik het. So die boodskap is dus, dat dit nie net gaan oor dat dit nie net oor jou gebruik gaan nie, maar oor hoe jy dit gebruik. Gebruik is soos om toestelle af te skakel, minder te gebruik en te verbruik. En jou verbruik meer te kontroleer. Ek verbruik vandag nie lekker my woorde nie, maar uiteindelik sal dit die grootste verskil maak aan die einde van die dag. Daar's jou eerste gekke grap. Daar's my eerste, dit is, dankie. Dankie produksie vir die gekke dag grappie wat daar in my foute gestaan het. So sal ons hulle reg kry. Luister, dit voel asof mens nie kan wen nie. Jy kan net nie wen nie. Nou gaan koop jy gonna go and buy a new refrigerator. It's got an A++ energy efficiency rating and it's supposed to, use less electricity and be better for the environment. Much more sufficient. Maar nou, as jy dit nou te veel gaan gebruik, daar is jou idee om meer kragdoeltreffende toestelle te gebruik, nou ook daarmee heen. Nee, dis hoekom ek sê, lyk vir my 'n wors het altyd twee kante. Die waarheid, nie die waarheid nie, en alles wat in die middel gebeur. Maar dis lyk vir my die storie ook. Nee, jy kan geld spaar, maar jy kan bietjie minder spaar of jy kan meer spaar, maar eintlik gaan dit vir jou. Dis maar net. Dit voel nie en dit voel soos hierdie paradox eintlik like it just goes across everything that you try and do. Ja. Okay? Ek gaan nou minder probeer ry omdat die petrol of die brandstof bietjie duurder gaan word. Ja. Maar omdat die brandstof duurder gaan word, moet ek meer werk doen en dit is meer werk wat gaan beteken ek moet meer ry. So alles is die heeltyd soos wat het kurseletjie 6-7 ja, tipe presies dit. En dis selfs maar met die elektrisiteit ook. Nee, ons gee vir jou elektroniese voertuig, maar dan gaan elektrisiteit. Presies. Nee, ek dink dit is maar net mens kan net so ver probeer soos wat jy kan. And sometimes it's going to work out, sometimes it's not going to work out. So if you have an energy efficient appliance, use it wisely, because apparently you use even more electricity. Maar kyk net hoe lekker gaan die dinge vandag ook vir jou uitwerk op hierdie April Fool's Day. Bly ingeskakel want ons hoor net hierna oor hoe ver is te ver wanneer jy 'n poets bak vir iemand. Wanneer is te ver te ver? Ek het al baie gewonder daaroor. Eintlik weet hy seker maar. Ja. Maar nou ja, bly ingeskakel vir dit en nog meer net hier op Goeiemôre, good morning. En vandag is my woordjie pampoen koen. Daar sê. Dalk is hy groot nie, maar ons is hier. Pampoen koen.